Volgend sê Paulus vir die manne, ag, hou net moed. Handelinge 27 vers 17 tot 26. Die storm woed onverpoost voort en die matrose probeer desperaat om die skip se boeg in die wind te hou. Maar dis 'n hopelose situasie. Hulle kan al sien hoe dat die skip om te pletter loop op die gevaarlike sandbanke van Sirtis. Dan gooi hulle die dryfanker uit om die skip se bloedstollende vaart 'n bietjie te demp. En hulle laat hulle self maar aan die genade van die storm oor, om hulle te waai waarheen die storm hulle dan ook al wil waai. Die volgende dag breek aan en dinge lyk geensins beter nie. Nou is die manne doodbenoud en hulle gaan vra vir die kaptein of hulle nie maar van die vrag kan afgooi om die skip 'n bietjie ligter te maak nie. Dis 'n noodmaatreël. Maar doen hulle dit nie, verloor hulle dalk hulle eie lewens. Die kaptein stem in en die vrag word oorboord gegooi. So word Paulus se voorspelling dat hulle die vrag sou verloor waar. Die hele dag lank dobber hulle skip hulpeloos in die onstuimige see, rondgeslinger deur massiewe golwe, wat elke oomblik dreig om hulle te verswelg. Om dinge te vererger, is die wolkbedekking so dig, dat hulle nie die son kan sien nie, of s'nags die sterre nie. Gevolglik het hulle nie die vaagste idee waar hulle bevind nie. En so worstel hulle die hele dag en nag deur, sonder dat daar 'n sweempie van verligting kom. Die volgende dag lyk dinge selfs nog erger, en hulle is genoodsaak om al die skip se oorbodige takelwerk en toerusting ook oorboord te gooi. Dinge lyk baie sleg. Hulle kos het opgeraak, en die manne het alle hoop verloor om lewendig hier uit te kom. Maar Paulus kom ewe vrolik op die dek staan, 'n reuse glimlag op sy gesig. Hy het, ten spyte van die storm, 'n baie goeie nag gehad. En die droom wat hy gehad het, laat hom oor die onstabiele dek rondhuppel. Dan roep Paulus die bedrimmelde klomp manne bymekaar. Eers tik hulle op die vingers, op hulle seervingers. Ek het julle gewaarsku, maar julle wou nie luister toe ek sê dat ons nie van Krete af moes wegvaar nie. As julle geluister het, dan was ons nie nou in hierdie gemors nie. En die manne dink, dit help nie om nou vir ons te wil preek nie. Maar daar's nou niks wat ons meer kan doen nie. Ons is gedoem tot 'n seegraf. Maar Paulus wil nie preek nie. Hy wil eintlik bemoedig. Hulle is nou eenmaal in hierdie situasie, en nou gaan dit niks help as almal negatief is nie. Kyk, ons omstandighede lyk beroerd. Maar ek wil julle mooi vra, hou moed. Ek sê nou vandag vir julle dat niemand hier sy lewe gaan verloor nie. Ja, die skip sal vergaan, maar ons almal sal gered word. Ag man, dis net alles mooi praatjies. Hoe weet jy dit in elk geval, dink die manne? Maar dis asof Paulus hulle gedagtes lees. Laasnag het 'n engel aan my verskyn, vertel Paulus. Die mense snak na hulle asems. Paulus gaan voort. 'n Engel van die God aan wie ek behoort en wat ek dien, het vir my 'n boodskap gebring. Hy het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn, en terwille van jou gaan God almal wat op die skip saam met jou is, se lewens spaar. Toe hulle in die mooi hawens was, het Paulus wel die manne gewaarsku dat hulle dalk hulle lewens sou verloor as hulle vaar. Maar nou kan hy op die hoogste gesag vir hulle sê
dat dit beslis nie sal gebeur nie. Die manne gaap Paulus groot oog aan. Niemand durf 'n woordjie uiter nie. Manne, hou dus moed. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur, soos die engel vir my gesê het. Ons sal wel iewers op 'n eiland uitspoel. As kind van God kan ek in die donkerste uur 'n baie groot verskil maak in mense se lewens. Ons het die Heilige Gees in ons en as ons hom maar net toelaat, sal hy vir ons 'n onverstaanbare kalmte in ons harte gee, selfs deur die grootste krisis. En slegs deur hierdie kalmte sigbaar te wys, wanneer almal verskrik en verslae is al reeds genoeg om 'n reuse verskil te maak. Wanneer jy dan nog 'n stappie verder gaan en rustig met mense gesels en die situasie nugter bespreek, kan jy God se instrument wees om groot paniek te ontlont. Wanneer 'n groot krisis opduik, bid daaroor. Nie noodwendig om die Here te vra om jou uit die situasie te red nie, maar om jou absolute kalmte te gee en jou nugter te laat dink. 'n Baie algemene voorbeeld is die e-posse en selfoonboodskappe wat dikwels paniek saai en almal oorhaastig laat reageer. Moenie hulle sommer net links en regs aanstuur nie. Bid eers daaroor. Vergewis jou van die ware feite. So was daar byvoorbeeld WhatsApp-boodskappe rondgestuur wat beweer dat die regering Kwanshuis, Kersdag en Goeie Vrydag wil skrap. Dit het mense die harnas ingejaag. Ek het al talle soortgelyke boodskappe gekry. As jy so 'n boodskap kry, kyk of dit waar is. Stel mense gerus. Daar's baie maniere om uit te vind, soos Google, ChatGPT en nog baie ander. Kom ons bid. Ek wil graag kalmte bring waar mense paniek bevange raak, Here. Gee myself innerlike kalmte en die wysheid om sulke situasies te kan hanteer. Amen.